worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker,
glo wat ek nou net gelees het in die Bybel nie. Ek het nou net gelees dat Jesus op die water geloop het. Het julle al ooit gehoor dat Jesus op die water geloop het? Dis nie iets wat mens elke dag sien nie. Dit moes baie interessant gewees het. Nou, ek het daarvan gelees in Matteus 14 vers 25. En weet julle wat het ek nog gelees? Ek het gelees dat sy disippels ook daar was. Want dit het gesê dat Jesus na sy disippels toe aangeloop het wat op 'n boot op die water was. En weet julle wat het die disippels gedoen? Hulle het gedink dat Jesus 'n spook was. En hulle het kliphard geskree soos klein dogtertjies as hulle skrik vir iets of bang is vir die donker. Dit moes baie funny gewees het. Maar weet julle wat? Toe hulle so bang is en so skree, het Jesus vir hulle gesê, hulle hoef nie bang te wees nie, dit is net hy wat op pad is na hulle toe. En een van die ouens wie se naam Petrus was, praat toe terug met Jesus en sê vir Jesus, Jesus, as dit regtig u is, wil ek ook na u toe op die water stap. Sê vir my dat ek op die water kan stap. En julle sal nie glo wat Jesus gedoen het nie. Hy sê toe vir hom, okay, kom na my toe. En Petrus het vir Jesus aanhou kyk. En hy het uit die boot uitgeklim. En hy het sy voet bo op die water neergesit. En hy het nie gesink nie. En hy het nog so tree gegee en aangehou om vir Jesus te kyk. En hy het nog steeds nie gesink nie. Maar weet julle wat het hy toe gedoen? Toe begin hy ophou om vir Jesus te kyk en hy kyk so rond wat om hom aangaan. En weet julle wat, die see, daar was groot storms en goed aan die gang gewees. So die see was baie rof gewees. Die golwe was sulke huge groot golwe gewees wat amper groter was as hy. En die wind het verskriklik gewaai. En toe hy opgehou het om vir Jesus te kyk en hy sien hoe groot die golwe en alles om hom is, toe begin hy bang te word en toe begin hy weg te sak in die water in. En toe hy wegsak, toe skree hy kliphard uit, Jesus help, Here red my! En Jesus steek sy hand toe uit. En hy vat sy hand en hy trek hom uit die water op en sê vir hom, hoekom is jou geloof so klein? As jy maar net aangehou het om te glo, dan sou jy op die water kon loop. Nou weet julle nee, as ek so na hierdie stuk kyk, dan sien ek iets baie belangriks raak. Ek sien raak dat God wil hê dat ons groot geloof moet hê. En dat as ons geloof groot genoeg is, dan sal ons ook op die water kan stap. So ek het besluit dat ek van nou af elke dag gaan oefen aan my geloof. Ek gaan oefen totdat my geloof so sterk is, dat ek op die water kan stap. Gelukkig het ons 'n swembad in ons erf, so ek het dink ek gaan definitief goeie oefening daar kan inkry. So ek gaan net gou vinnig al my goed regkry, ek het klaar my handdoek reg gekry. So ek is reg om te gaan oefen. Gaan julle saamkom? Ok, ek gaan net gou vir my pa sê, dat ek gaan oefen nou. Bye pa, ek gaan gou 'n bietjie oefen aan my geloof hier by die swembad. Wat so oefening gaan jy doen? Dis koud buite. Maar papa, ek moet my geloof oefen. Ek wil genoeg geloof hê dat ek op die water kan loop. Nee. 'n Mens oefen nie jou geloof deur op water te probeer loop nie. Jy doen dit deur jou Bybel te lees en om met God te praat. Ok, dit maak seker sin as ek daarna luister, want dis mos wat ek in die Bybel geleer het. So okay papa, ek sal nou maar in my kamer bly en verder my Bybel lees, sodat ek my geloof so kan oefen. Nou maats, julle het gehoor, ek gaan nog steeds my oefeninge vir vandag inkry. Ek gaan 'n bietjie Bybel lees, sodat my geloof sterker en sterker kan word. Want as ek lees wat hier in die Bybel staan, en ek leef dit uit, dan sal my geloof in Jesus ons groter en sterker word. Nou, julle gaan my moet verskoon, ek sal julle volgende keer weer sien. Bye! Hallo maats, welkom by vandag se onthouversie. Nou vandag se onthouversie kry ons in Filippense 4 vers 13. Filippense 4 vers 13. En dit sê vir ons dat ek kan alles doen deur God
wat my die krag gee. So Filippense 4 vers 13 sê, ek kan alles doen deur God wat my die krag gee. Nou ek hoop julle maats onthou dit, en wanneer julle gelees het dat julle iets moet doen vir God, en wanneer God vir julle gesê het om iets te doen, onthou dat hy vir jou die krag sal gee, sodat jy dit wel sal kan regkry, en sy hart daardeur bly kan maak. Kom ons maak ons oop. Here Jesus, ons is baie, baie lief vir U. Dankie dat U baie, baie lief is vir ons. En dankie dat ons vandag geleer het, Here Jesus, dat U wil hê dat ons geloof groter en sterker moet word in U. En daarom bid ek dat U ons asseblief sal help. Dat wanneer ons partykeer bang is om dalk vir mense van U te vertel, of om dinge vir U te doen, vir mense dalk te bid, Here Jesus, help ons dat ons sal onthou dat U vir ons die krag sal gee en ons sterk genoeg sal maak om dit wel te kan doen. En vergewe ons vir al die kere wat ons nie geluister het nie, en wat ons nie goeie geloof gehad het nie. Ons het U baie lief, Here Jesus. Amen. Totdat ons weer saam kuier, julle. Lekker dag verder.